Okay, goeiemiddag almal of goeieoggend, is lekker om hier te wees. Julle ken almal vir Grant van Julle ken vir my en vir Jana, ons is al die hele klompie jare betrokke by julle. Julle het ons al uitgeskop toe ons die noorde verlaat het, maar ons is betrokke daar, so ons is sommer by die agterdeur weer ingekom. Ons het ons les geleer, ja. Ja, dit is al 10 jaar in Nakala in die noorde, ons is net op die grens van waar die geweld nou begin indring, van die noordelike onderdrukking van die kerk daar en die aanval op die Christene. So ja, 2025 was 'n baie kleurvolle jaar. Dit het met die geweld in Mosambiek begin. Ons was toe uit vir 'n paar weke daaroor en toe gaan dit aan met 'n sikloon wat baie skade veroorsaak het. Ons kliniek, jy kan sien hy was sommer die dak was weggewaai. Toe kom nog 'n sikloon 'n maand daarop en sommer die hele kliniek is daarmee heen. Ons het weggehaal, ons is Amerika toe vir 'n paar weke en daar vir die tweede keer in my lewe moes ek 'n das dra. Dit was 'n baie aangename gevoel. Dis nie domies hier hulle weet dit van. Ja, so toe ons terug kom met Mosambiek toe, het ons sommer weer begin om die skool op te bou, die skoolgebouetjie weer op te sit. En ons het sommer 'n fees gehou vir hoe kom ek onder nou? Ja. So ons het sommer daar 'n fees gehou vir al ons studente wat nou begin lees, ons volwasse groep. Dit was baie lekker, maar ons het toe besef in 'n tyd van gebed dat ons moet begin meer en meer hierdie fisiese uitreike, skole, landbou sulke goed oorgee aan die mense toe en sê wat wil julle hê? So ons het vir hulle die keuse gegee, hulle kan ons help om die skool klaar te maak. Met hulle eie bydraes en werk en hulle sê nee, hulle soek nog geld en nog materiaal, sê ons baie dankie, dan kan jy ons help om materiaal terug te vat. Toe vat ons dit terug, al die materiaal, skool is afgeslaan en ons het sommer 'n vertalingskantoor gebou met die materiaal, Bybelvertalings. Hierdie is die nuwe rigting waarin die Here ons nou gelei het. Ons het ook sommer opgehou met ons landbouprojekte en al ons kompos wat in die village gemaak het oorgeskuif na ons vrugtebome toe. En die vrugte is besig om goed te doen daar. So dit is net vir julle 'n voorbeeld van wat gebeur. Ons het al oor die jare geleer, ons maak elke keer die fout. Ons hou 'n projek aan die gang, dit dreneer ons finansies en ons tyd. En eintlik die ding wat die Here probeer sê vir ons, sit ons maar op die agterburner, so te sê in Engels. En so wat vir ons regtig aangemoedig het, ons moes skielik Malawi toe gaan vir visums vir ons kinders en ons het daar vernoot ontmoet wat 'n Bybelvertalingsprogram het vir die Jaalbybel, Keith Moller, en hy het alles vir ons verduidelik oor amptelike Bybelvertaling en in daai tyd, toe ons teruggekom het Mosambiek toe het Wycliffe ons gekontak en vir ons gevra om ons 'n meer formele span te vorm. Ons het dit gedoen. En ons het aangegaan meer amptelik, meer formeel met ons Bybelvertaling. So ons het klaar gemaak met die evangelie van Johannes. En hierdie kan jy dit meer beklemtoon hoe kragvol dit is, want hierdie is 'n groot mate deel van ons radioprogram. Ek gaan nou daarby uitkom, maar die gesprekke met die vertalers self en die uitreike wat hulle doen uit daai gesprekke uit, het vir ons nou 'n bron geraak van die diepste, mooiste disippelskap beweging wat ek voel regtig die wêrelddenke van die plaaslike Nahara mense begin verander. Ons het ook die evangelie van Lukas verlede jaar klaar gemaak. Die is alles op MP3 Bybels gesit. En ons het 2400 van daai Bybels hierdie jaar uitgedeel onder die plaaslike moslems. 'n sleutel vir hierdie groep, die Naharas. Hulle is amper by Makua, dis die groot taal van die noorde van Mosambiek, is amper soos Zulu in Suid-Afrika. Almal praat hom, maar hy's 'n dialek en is 'n dialek wat baie deur Arabies en Moslem denke beïnvloed is oor die jare. So hulle wil nie Makua luister nie, hulle wil nie Makua lees nie, hulle sê dis Krishta, dis 'n Christen ding, en deur middel van die dialek het die Bybelvernootskap skielik besef, maar hierdie dialek maak 'n hengse impak op die plaaslike volk. Dit is een van hulle oortuigings hoekom hulle wil nou betrokke raak met 'n volle vertaling van die Bybel.
Snaaks genoeg van dat ons Nahara, bekeerde Naharas op ons radioprogram gesit het, wat aanbieders is, het die luisteraars geswaai van 90% Christen Makoa oorgegaan na 95% Moslem Nahara. En dis net met 'n tale dialekverandering. Die moslems is verskriklik honger, maar jy moet net die buitedop 'n bietjie verander wat taal betref. En die program was amptelik nou gekies as die gewildste program op Staatsradio in die noorde in ons streek. Wat baie ironies is, want ons is eintlik 'n Christenprogram in 'n Moslem area. So ja, baie mooi om dit te sien. Die aankondigers was oorspronklik bedreig. Hulle het altyd bedreig gevoel as met huis toe gaan in die aand, veral oor die goed wat hulle gesê het, wat hulle gedeel het. Maar hierdie jaar het hulle self donasies gekry deur hulle fone van hier's petrolgeld vir julle om huis toe te gaan vanaand. Die moslems het begin al hoe meer en meer dankbaar raak. Ek raak so emosioneel as ek daaroor praat. Die laaste 4 maande van hierdie jaar tot nou toe het ons 'n aanhoudende stroom van uitreikspanne gehad. Een van hulle is ongelukkig nie op nie. Dit was 4 wittes wat gekom het. Dr. Leon de Klerk en sy 3 seuns. Hulle het sommer die een seun daar laat doop. Dit was baie mooi. Hulle was saam met ons. Hulle foto's nie op nie, hulle net nou vir hulle ook opset. En 'n span uit van Andri se manne, Walter Biblia, 11 van hulle. Baie mooi uitreik wat hulle kom doen het. Baie anders as die span daarna. Dit was baie met jonger mense, meer tipe charismaties. Hierdie natuurlik bokant was 'n meer 'n dieper tipe, meer konservatiewe uitreik, maar ook pragtig. Ja, ons vertalingsspanne was aanhoudend in en uit ook. So dit het veroorsaak dat ons huis permanent vol was vir 4 maande. Ja, en die het begin baie vrug dra in die gemeenskap. Meer geestelik as wat jy daar sien, maar toe wat ons begin sien het is die Naharas, omdat ons dialek met hulle praat en ons benader deur 'n moslim wêreld denkwyse en ook in 'n animistiese, ons begin ingaan, maar wat hou jou terug, baie berading in disippelskap. Hulle wil nie naby aan formele kerk kom nie naby dit nie. Hulle soek nie 'n preekstoel, hulle soek nie 'n pastoor nie, hulle soek nie 'n das of 'n pak nie. Hulle wil daar by die huis in sulke kringe sit en goedes deep praat. Hulle wil op matte sit. En toe ons hierdie goed verander met hulle dialek, met hierdie spanne wat uitgaan en is gelei deur ons bekeerde moslems, regtig, hulle begin nou regtig belangstel. En is nie net deur die radio nie, maar gesigtig en ons verwag oor die volgende paar jaar regtig mense wat hulle gaan laat doop. Dit gaan die groot grens en lyn wees. So, ja, groot dokumenteoorlog soos altyd, maar ons het 'n paar dokumente reg gekry. Ons het roomys in Mosambiek gekoop en geëet. Dit het amper gevoel asof ons iets steel om roomys in Mosambiek te kry, maar baie lekker. Ja, so ons dogter het nou klaar gemaak by die hoërskool in Kenia waar sy was. Sy's nou in Stellenbosch. Hy sê so dan nou die dag was sy so pikkeninkie, né? Dit was baie lekker. So Nico het my vrou se verjaarsdag saam met haar sushi geëet op Stellenbosch. Ek was nie daar nie. En dis hoekom ons 'n baie moeilike jaar van ons altesaam 3 maande uitmekaar het, 'n maand op beslag, ek en Rihanna. Ja, dit was moeilik. So Rihanna is nou in Stellenbosch saam met my. Ons is hier vir haar oogoperasie. Sy sit hier nou saam met ons, dis hoekom sy die donker bril op het. Sy besef as sy in die nag dra, dan sien sy baie min. So maar haar oë is nou besig, ons vra vir julle gebede vir haar oë. Ja. My ma, sy staan in die middel. Emosies. Sy is terminaal, laaste paar weke van haar lewe dink ek. Die mens wat haar begrafnis reël is haarself. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat so baie oor hulle eie dood praat en so baie vrede het. Dit is regtig vir ons 'n aanmoediging. Ja, so ons die Milo is by mekaar daar. Josh, ons jongste is nog in Kenia. Hy geniet dit daar, maar hy mis vir ons. Ons is bly hy is nog vir ons. So ons is op kruispaai op die oomblik as familie. Ons is besig om te oorweeg, moet ons nie dalk
dit meer swaai dat ek met die manne deur die internet werk op die vertaling en meer weke hier spandeer in Suid-Afrika as Mosambiek. Ons span begin goed aangaan daar, maar nog baie my help nodig. So ons is op kruispaai. Ons vir ons kinders het ons nodig vir 'n tydjie. So ons gaan sien hoe dit gaan. Maar ons kom agter waar die ouens nou in hulle groei is en wat nodig is 'n volle Nahara Bybel op die MP3 spelers en in boekvorm, en dit gaan ons amper 100% van ons tyd vat. So gelukkig, dit lyk vir my ons kan dit ook redelik deur middel van die internet regkry. Laaste ding ek vir julle sê, Jesus Aripani en Romain Nabiu Allahu. Wie is Jesus? Is hy gestuur? Is hy 'n profeet? Is hy ons God? Dit was gister se gesprek oor die radio en ons kon lekker ding voorberei deur middel van die internet. Die onderdrukking, julle het baie daarvan gehoor. Hy's naby ons. Baie dankie vir julle aanhoudende gebede en gebed. Jy het Rowoma uit. Ons waardeer dit dat julle saam met ons op hierdie reis is. Daar sy. Dit sit binne 8 minute, ek hoop so. Wonderlik. Daar sy. Baie dankie. Dankie. Dit is baie om aan te dink. Baie dankie julle twee. Ons dink aan julle. Ons dink aan julle Crossroads. En ons gaan nog, ek wou dit genoem het, ons gaan nog met mekaar praat rondom die Bybelvertalings in jou. Ek wil net gou met jou praat daaroor, want ons die projek wat ek al met jou gepraat het oor Bybelvertaling wat ons wil onder die jaar klaar maak. Goed, dankie. Wat is julle ministry se naam? Nahara. Nahara. Ja, die Nahara uitreik. Goed, Nahara. Nahara. Nahara uitreik, ja. Kan ek 'n gebed vir julle doen? Reg. Here, dankie. Dankie dat u 'n plan het en dat u die plan wil en sal uitvoer. U het die diensknegte, u het die mense wat u wil stuur. U het hulle in Mosambiek, het hulle hier. Ons dankie daarvoor dat dit u plan is. Ons hoef nie dit energie te gee nie. U doen dit. U doen dit op die manier. Bid vir Grant en Rihanna en hulle kinders. Bid dat hulle volgende jaar duidelik sal weet waar en wat hulle moet doen. Bid vir hulle gesondheid en dat u hulle sal seën. Bo alle verstand wat 'n mens nie kan verstaan nie. Here, dankie dat ons dit met u mag vra en deel. Amen.